lekker saam sing ook. Ek pleit met alle nederigheid by julle. Ek praat nie eens van hulle wat daar in die Peanut Gallery sit daarbo nie. Baie dankie. Dankie dat die vaders sulke sterk leiding neem, dat hulle die vrouens saamtrek. Want die sukkel altyd om agter te wil sit. Charlie, dit lyk het vir my, ek het dit verloor, ek kry ook net die helfte van hulle halfpad in die kerk in. Dis dan beter as niks nie, nee. 4-3-4, kom ons sing 3 liedere saam. 4-3-4. Dit is die eerste Sondag van Koninkrykstyd. En baie ander goed, sal ek net nou sê, of Charlie sal dit seker sê. Maar kom ons sing oor die Heilige Gees. Net die 2 liedere, en dan gaan ons een oefen, want ek het so vermoed, julle ken hom nie. En ek weet ons is nou min, maar ek het gedink die kerk gaan oorloop, omdat ek hulle gehoor het, ek preek vandag nie. Ek spot, miskien is hy so leeg, omdat dit uitgelek het. 4-3-4, kom ons sing die 3 strofes daarvan, o Heilige Gees, o Heilige God, U troos ons in ons diepste nood. Kom ons sing die 3 strofes. Baie dankie, dit was pragtig. 4-3-6. O herskep o Gees, laat leef o Gees. Laat kom die koninkryk met mag. Dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is om ons krag te gee om die koninkryk te vestig. Kom ons sing die 3 strofes van 4-3-6.
343 het ek so skerp vermoed dat julle ken dit nie. En dit is so 'n pragtige lied dat ek dink ons hom een keer kan luister en dan sing ons die eerste vers 2 keer. En as ons hom goed genoeg sing, dan is die tweede strofe ook sing. Wind kan jy nie sien nie. Die Bybel sê in Johannes, die Gees van God waai soos 'n wind waar hy wil. Dit is 'n ongelooflike beeld. Die beeld in die Ou Testament of die woord in die Ou Testament vir Gees is ruach. Jy kan sommer so hoor, dis soos die wind waai. Dis 'n gebed dat die Gees van God soos 'n wind deur ons sal waai vanmôre. Kom ons luister en dan sing ons eerste 2 keer en dan probeer ons die tweede vers ook sing. Goeiemôre. Charlie gaan vir ons die aankondigings doen. Môre almal, hartlik welkom. Veral natuurlik ons vaders. Julle het die westerlig voor julle. Ek wil net graag een saak beklemtoon. En dit is die wintermark. Al die besonderhede is daar vir die wat niet is in die gemeente, in die omgewing. Dis altyd die heel eerste mark wat plaasvind. Die opbrengs daarvan is tradisioneel altyd versending. Deesdae het dit 'n ringsprojek geword en die geld word meer plaaslik aangewend, ook vir hulpbehoevende mense. Iets in daai trant. Glad nie 'n wins wat in iemand se sak beland nie. Die lokaal is die Valleikerk wat net oor kant Durbanweg is. Daai rigting glad nie ver hier vandaan af nie. Maar ons soek vrywilligers wat bereid is om kostes af te hou. Ons wil die mense in diens neem daar nie, wat die kasregister kan beman of toesig hou. Asseblief meld julle daarvoor aan. Dis vir 'n baie goeie saak. En dan sê ons net weer dankie vir Dominee Gert wat instaan. Dominee Willie het afnaweek. Hy's daar op Wildplaasie, nie te ver van Sutherland af op die oomblik. Sonder selfoon, waar hy lekker kan rus. Ons gaan om dit. En Gert, sien uit na jou, soos altyd. Baie dankie. Baie dankie. Dit is Vadersdag, laat ek maar iets meer daaroor sê. As jy wil, daar's 'n geskenkie voor. Ek neem anders vir die vaders, want daar staan aan al die paas. Jy mag maar die sjokolade eet, al is jou bloeddruk hoog. En al het jy suiker of iets, jy kan bederf word op hierdie dag. Kan ek net gou sê, baie geluk en baie dankbaar in my hart vir paas wat vir Jesus ken. En dit maak jou die priester in die huis. Dit maak die een wat jou kinders veral in die gebed moet dra. En ek kan maar as 'n oupa sê, my kleinkinders ook. Moenie ophou bid vir jou kinders nie. Al sit hulle ver oor see. Al het hulle die pad byster geraak. Bid vir julle kinders. En wees 'n goeie pa in die sin van deur vir hulle te bid. Dis al wat ek uit die klem op laat lê in my eie lewe.
Ek weet as ek hulle vir die Here gee, dan is hulle veilig en goed versorg. Mag die Here die paas seën as priesters in hulle huise. Klomp goed vandag, is die eerste dag van Koninkrykstyd, wat tot in Adventtyd tree, nee? Die Advent is volgende op die kerk almanak vir die kerkjaar. Dis ook die eerste Sondag na Pinkster. Het julle Sondag, wat laas Sondag ook nagmaal gevier, nee? Onthou julle nog, toe ons, as ons nagmaal gevier het, het ons altyd 'n voorbereidingsdiens gehad, en 'n nabetragtingsdiens. Dit is vir my altyd so stomp as ons nagmaal vier, en ons vergeet soort van. Is daarom dat ek so eintlik so klein bietjie nabetragting ook wil doen, oor die nagmaal, maar meer netto daaroor. Dit gaan uiteindelik, julle sal sien na die evangelies kom, wat 'n boek kom in die Bybel na evangelies? Ek het nou vir 'n oomblik vergeet, julle moet my help. Handelinge, die handelinge van die apostels. Weet julle, dis eintlik die handelinge van die Heilige Gees. Want niemand, ook nie die apostels nie, die gestuurdes van God die wêreld in nie, sou enige iets kon doen sonder die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees nie. Reg in die begin van Handelinge 1, in vers 8 staan daar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. En dis Koninkrykstyd by uitstek. Hulle vertel van generaal William Booth, wat ons nou van die heilsleer die leier was, nee? Julle ken iets van die heilsleer. In my dae, toe ek 'n kind was, het hulle altyd op die hoeke van die strate met 'n smaakband het hulle gespeel, nee? Kan julle dit onthou? En in die tyd het ons dit vreeslik geniet om na hulle te luister. Maar baie meer is dit die welsynswerk wat hulle gedoen het, die maatskaplike dienste, goed wat hulle gelewer het, was uitsonderlik tot vandag toe. 'n Goeie vriend van hom gaan soek hom eendag op, waar hy vir hom wil gaan kuier. En toe hy by hom kom, toe staan die deur oop en hy sien, maar daar sit William agter die lesenaar, en die Bybel lê oop voor hom, en hy's besig om te bid. Maar hy dink toe, en hy draai in die deur om, maar hy hoor wat hy bid, en hy wil hom eintlik nie steur nie, maar hy hoor hy bid, ag Here, doen dit net asseblief weer. Asseblief Here, doen dit weer, en hy herhaal die gebed aan mekaar, terwyl hy bid, dis al wat hy bid. En hy wil hom nie steur nie, en hy draai om, en hy gaan weg, maar hy is nie skierig, en toe hy sien, daar stap William nou uit, hy sal hom later in die hande kry, glip hy by sy kantoor in, en hy kyk, wat het hy gelees? Toe is dit ook by Handelinge 2, en daar staan onderstreep, waar Petrus die toespraak maak, soos dit staan in die Bybel op Pinksterdag. En Petrus wat sê, en Joel het gesê, u Gees sal kom op alle mense. En dit het toe gebeur. En William Booth bid, laat dit tog asseblief net weer gebeur, in die harte van alle mense, en dis Koninkrykstyd. Mag iets daarvan waar word, vir ons in hierdie diens en in Koninkrykstyd. Die tema vanmôre is geliefdes van die Here, en dit gaan juis dat ons geliefdes van God is, maar ook geliefdes van mekaar. En mag ons nie net dit besef nie, maar dit iets daarvan beleef vanmôre. Baie welkom by die Here en by die werk van die Heilige Gees in hierdie gebou vanoggend. Ek het die foto gaan haal uit Kolossense, Romeine 1 vers, vanaf vers, of eintlik vers 7, maar toe ek vanmôre weer voorberei, toe dink ek, wag, dat ek vir julle sê, wat staan in vers 1, vanaf vers 1, praat hy van Christus, Jesus, sy seun, uit die geslag van Dawid gebore, na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood, kragtig aangedui as die seun van God. Jesus Christus,
ons Here, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is. Al die geliefdes van God. Nou hier staan in Rome, wat hier in Bellville geroepe heiliges is. En gewoonlik sê ons met die fotum dan amen. En dit beteken, dit is so, ons sê ook so, ons stem aan die saam. En daarom sê ek saam met julle amen, want dit is so. En daarom groet die Here julle, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, en Christus Jesus ons Here. As die Here vir ons so verwelkom in sy teenwoordigheid, eintlik amptelik sê, hier is ek nou. Kom ons maak sy naam groot. Met 'n pragtige lied 438, sy 2 strofes, hoe leidsman gees van waarheid, vervul ons soos voorheen. Vervul ons soos voorheen. Selfs wat Booth gebid het. Kom ons staan en sing ons die 2 strofes. Kom, ek gaan vir die voorhande gebed. Ek sê maar net die woorde, ons almal bid saam. Kom vir 'n oomblik om u nou net in te stem op God se golflengte. As jou oë toe is, vergeet van alles en dink gou aan Pinksterdag, toe die Gees vir die eerste keer uitgestort is op alle mense. Hoor julle die geluid van 'n wind? Amper soos 'n donderslag. Sien jy die vuur op die apostels se koppe? O Heilige Gees van God wat in ons woon. Ons het 'n eenvoudige gebed en ons pleit omvorm hierdie gebed, Here, dat dit voor die troon vanoggend aanneemlik kan wees. Ons het gesing, o Gees van God, dat U die wind is wat waai waar Hy wil. Waai vanmôre ook waar U wil en gee insig en wysheid. Ook vir my wat moet sê, so sê die Here. Maar ook vir elkeen wat vanoggend hier sit en hoor, gee dat hulle sal luister en sal groei. O Parakletos, advokaat wat vir ons instaan, bly by ons. Gees van die waarheid, wat ons in die volle waarheid wil lei. Maak ons geloofsoë vanoggend groter oop, dat ons die geleenthede sal sien in hierdie wêreld,
'n Gees wat lewe gee, wat self oortuig, omdat ons nie kan nie. Gee vir ons die entoesiasme in my eie gees ook. Hy is die Gees van waarheid, waarlik God. Wys U self, soos U op Pinksterdag gedoen het, vir ons ook in U woord. Bely dit in die naam van Jesus, amen. Ek het gedink om Kolossense 2 by die geleentheid te lees. Kolossense 2, die teks is daar op die bord, maar as u die Bybel het, ek het by vers 12, dink ek daar begin, en Kolossense 3, sê ek nog, Kolossense 2, Kolossense 3, toe sien ek vanoggend raak, in vers 9, begin dit, dat jy die ou mens, met sy ou gewoontes, moet uittrek, soos 'n mens jou klere uittrek en ander klere aantrek. Ek meen nie een van julle sit in julle pyjamas vanmôre. Soos jy jou vanmôre aangetrek het om so in die teenwoordigheid van God te kom. Dis wat hier staan. Maar dan praat hy van die klere van die ou mens is die gewoontes van die ou mens. En die nuwe mens aangetrek het, staan in vers 10. En in vers 11 staan Christus is alles en in almal. En dan by ons teks wat ons begin lees, op die bord staan dit, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar. En as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is, wat alles volmaak saambind. Verder laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms en lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Julle sal sien, ek het 2 ander verse ook daarby gesit. Kom ek vat julle gou na Jesus se doop toe, Matteus 3. Onthou julle? Jesus kom waar Johannes besig is om in Jordaan te doop, onthou julle? En dan sê Johannes, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En dan wil Jesus sê, Johannes moet hom doop, en Johannes sê nee. En Jesus het hom seker in 'n gesprek wat daar plaasgevind het oortuig, en dan doop hy vir Jesus in die Jordaan. En wat gebeur? Dis die beste altyd om die 3 eenheid ook te bewys. Jesus staan daar in die water, en die Heilige Gees daal neer soos 'n duif en kom op hom af. En dan kom 'n stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dit is ons tema vanmôre. Geliefdes van die Here en van mekaar. Kom ek vat julle na die berg van verheerliking toe gou. Onthou julle, Jesus, Petrus, Johannes, Jakobus is daar. En uiteindelik is Moses en Elia ook daar wat verskyn, en Jesus word verheerlik. Sy liggaam blink soos die son op sy helderste. Hulle is verblind daardeur. En dan kom dieselfde stem uit die hemel uit van die Vader, en sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug.
Ons is geliefdes van die Here. Ons is geliefdes van God. Weet jy, ons is in goeie geselskap. Jesus is die geliefde van God. En ons, as kinders van God, is sy geliefdes. Kom ek sê reg aan die begin ter inleiding net gou dit. Weet jy, en dis juis op koninkrykstyd gemik. Dis juis as ons gesit het aan die nagmaaltafel, en julle sal onthou, dan eet 'n mens wyn en brood, liggaamlik om versterk te word, maar veral om geestelik versterk te word en uitgestuur te word in die wêreld, om God se getuies te wees, en sy koninkryk te gaan vestig. Nou laat ek dit sê, vriende, Christenskap, wat my nie verander nie, is onvolledig. Christenskap wat nie groei nie, is onvolmaak. Daar skort iets meer. As ek nie groei na die beeld van Christus toe nie. Elke dag nie. Die groeiproses is 'n proses wat aanhou. Dit groei in genade. Dit groei in die kennis tot volwassenheid van Christus. Die koninkrykstyd. Dis so 'n geleentheid wat tot in adventtyd in hierdie jaar nog vir ons voorlê. Kom ek sê gou iets oor Kolossense net, dat ek nou die konteks net reg kry. In die gemeente van Kolosse was daar Grieke en Jode, maar ook 'n klomp heidene wat tot bekering gekom het en in dieselfde gemeente behoort het. Maar die Grieke het 'n hengse probleem daarmee gehad, want hulle kon dit nie vat dat die heidene ook in die gemeente was. Vir hulle was die heidene barbare. Hulle het hulle ook so genoem bar. Dis die Griekse woord daarvoor. Hulle het hulle barbare genoem. Die Jode aan die ander kant wou ook niks van die heidene wat tot bekering gekom het, weet nie, want hulle was vir hulle honde. Hulle het hulle ook behandel soos die honde. Geen gemeenskap was moontlik tussen hulle, het hulle gesê. Hulle kon nie hulle in 'n verhouding verdra nie. Maar nou, in Christus, kom sê Paulus, is dit anders geword. Al hierdie mure wat daar bestaan het, as afgebreek. Almal wat glo in Jesus Christus, is geliefdes van God. En van mekaar. En daarom sal jy, as jy gaan lees, maar hele Kolossense het vat jou 'n paar minute. Daarom word jou slaaf, sê Paulus, jou broer in Christus. Daarom sit ons saam aan die tafel van die Here. Daarom trek ons nuwe klere aan. Daarom word die ou klere van my ou bestaan gestroop deur die Gees. En ek word bekleed met die Here Jesus Christus. Henry Nouwen skryf 'n boekie, Die lewe van 'n geliefde. Ek kry hom toe, is 'n ou boekie. Maar dan beskryf hy die geliefde van die Here met 4 woorde. Hy sê, ons is deur God geneem, ons is deur God geseën, al is ons gebroke, God gee ons vir mekaar. Net die 4 woorde. En hy doen dit deur Jesus Christus, sê die Bybel. In die nabetragting vir die nagmaal wil ek vir julle sê, dit was die versekering dat ek 'n geliefde van God is, toe ons almal genooi is om aan die tafel aan te sit. Weet jy, die nagmaal, die aangrypende daarvan is, dink gou so daaraan, dis soos 'n foto van Jesus se hele lewe. So 'n saamgestelde foto. Dis die nagmaal. Gaan dink bietjie daaroor. Kom ek vat die 4 woorde, want dis al wat ek vanmôre wil sê, en ek gaan kort wees daaroor. Om 'n geliefde te wees, vriende, moet jy weet dat God jou vir homself geneem het. Neem. En die woord neem beteken eintlik maar kies. God het jou vir homself gekies.
Hoe sê Petrus 1 Petrus 2 vers 9? Julle is 'n uitverkore geslag. Julle is die geslag wat aan God behoort. Die geslag in Jesus Christus. Ons vergeet baie dikwels die rede hoekom God dit gedoen het. Want en Petrus, die ou visserman, het dit besef. Hy sê, hoekom? Julle behoort aan God om die deeg te verkondig dat hy ons vanuit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dis al wat ons van hoef te getuig. Ek is nou 'n kind van die lig. Ek lewe in die lig. Dis die inhoud van ons hele getuienis, hoef nie erger te wees nie. Maar ek is nie meer 'n barbarie. Ek is nie meer 'n hond nie. En daarom wil ek vanmôre in hierdie kerk vir julle sê, 'n mens moet nooit skuldig voel of sleg voel. Of as iemand van jou dink jy's arrogant om te dink God het jou gekies. Jy's spesiaal vir God. Jy behoort aan God. Moenie daaroor sleg voel nie. Natuurlik beteken dit nie dat jy beter is as iemand anders nie. Maar jy's beter af. Maar dit sluit niemand uit nie. Maar dat jy gekies is deur God, moet toeëien is waar. Hoekom? Omdat God vir jou en vir my, almal van ons, elke mens op hierdie aarde, die kleintjie wat daar speel, kunstig aan mekaar geweef het in die skoot van ons moeder. Ons behoort aan God. En toe vat die sonde ons weg, en sleep ons weg van God af, en God kom sê, ek neem dit terug. In Jesus Christus. En ek bevestig dit, bemagtig dit, dat jy dit vir jouself sal toeëien met die Heilige Gees se krag. Moenie skuldig voel nie, moenie sleg voel daaroor nie. Sit nou die dag in rugby, kyk na my kleinkind, en dit is vreeslik koud, amper sê ek 'n ander woord, vreeslik koud. En ek hoor hier uit my jas uit 2 vrouens, 'n bietjie groter al, met mekaar gesels. Die een het blykbaar toe op 'n hoërige ouderdom 'n baba gehad. So 'n paar maande oud. En die een sê toe vir die ander een, wie wens haar geluk? En sê die ander een sê nee, wie dit was eintlik 'n woeps. Met ander woorde, onverwags, onbeplan. Voorstroot 3 in beseringstyd praat hulle nog so daarvan en so. Maar sê sy, ons het toe uiteindelik maar vir hom moes aanvaar. Wat sê sy eintlik van haar kind? Wat jou eintlik nie gehaat het nie? Vriende, God het my geneem. God het my gekies. Weet jy, en ek verwys na myself uit dankbaarheid, lank voor enige iemand in hierdie wêreld 'n opinie oor my uitgespreek het God uit sy ewigdurende liefde vir my gekies. Vir my geneem as sy eie. Vir my kom toeëien dat ek aan hom behoort. Vir ewig. Dit moet ons gereeld vier. Soos laas Sondag by die nagmaal. Ek is gekies deur God. Ek is geneem deur God. Die tweede woordjie was seën. Om 'n geliefde te wees is om te weet, God het my geseën. God seën my deur sy Gees om ander te seën. En hoeveel mense in hierdie wêreld smag nie na hierdie seën van God nie. Ons ken hulle. Ons loop in hulle vas elke dag. Hulle lewe as slagoffers in Suid-Afrika. Niks is vir hulle goed in die lewe nie. Alles is vir hulle sleg in Suid-Afrika. En weet jy, wat beteken die woord seën? Die Latyn verduidelik dit eintlik die beste. Benedictio. Bene is goed, en dictio kan jy hoor, dikteer, is praat. Om goeie dinge vir
iemand te sê. Om goeie dinge van iemand te sê. Here, hoor, is iets meer as om iemand net te laat goed voel, nee. Want dit kom definitief van God. Dis om positief te wees oor 'n ander mens, omdat hy 'n geliefde van God is. God het alle mense lief. Om te kan sê vir iemand, môre en oormôre in hierdie koninkrykstyd is om te sê, hoorie, jy's kosbaar in die oë van God. Jy's spesiaal. Jou plekkie, ook in hierdie wêreld, is uniek. Niemand anders kan dit doen nie, want God het bepaalde gawes in jou ingeskep, soos jou vingerafdrukke wat anders is daai gawes anders as enigiemand anders. En God het jou vir 'n spesifieke rede, om sy prentjie vir sy koninkryk in hierdie wêreld volledig te maak, ingeskape in jou. God het jou anders gemaak. Jy is spesiaal. Weet jy, dit beteken doodgewoon, as ons nou dink, dis daar 'n swaar ding om te gaan doen. Maar dis om vir iemand net te wys, op sy vriendelikheid byvoorbeeld. Om vir iemand te gaan sê, ek het groot respek vir jou, omdat jy soveel respek vir ander mense het. Ek wil jou komplimenteer, omdat jy so mooi omsien na ander mense. Al is dit ook familie. Omgee en iets goed doen vir ander mense. Jy is my 'n voorbeeld daarin, om mense te komplimenteer, met dit wat God in hulle ingeskaap het. Want goeie goed kom net van God. As jy nie weet hoe om dit te doen nie, gaan lees Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees. 'n eenvoudige, praktiese doenlys. Soos daai lysie wat my vrou altyd vir my sê, doenlys vir al die goed wat stikkend is in ons huis. Dit is prakties daar. Begin met liefde en vat dit alles saam. Van hoe jy iemand anders kan seën. In die alledaagse dinge as 'n geliefde van God. Die mooiste voorbeeld daarvan is God self, wat sy eie seun bemagtig met hierdie seun. Daar by die doop het ons gelees, jy is my geliefde seun, en jy maak my baie bly, jy in wie ek my verheug. Jy moet eintlik hoor wat die Vader vir die Seun sê, en onthou nou, dis Jesus se amptelike begin om die koninkryk te gaan vestig in die wêreld. Hoor wat sê die hemelse Pa vir sy aardse Seun? Die feit dat jy jou lewe uitstort as 'n seun verander my kind, maak my bly. Maak my verskriklik bly, sê die Vader. Weer hierdie seun wat die Vader uit die hemel uit vir hom gee, dra hom sy hele lewe lank, in al sy oomblikke op die aarde van sy 3 jaar bediening, in elke oomblik van triomf. Dit is 'n lekker Bybelstudie om te gaan navors. Gaan kyk bietjie Johannes 11, dan staan Jesus by sy vriend Lazarus se graf. Hoor wat doen hy? Hoe dra die seun hom? Die mense verwag van hom alles. Maar dan sê hy, Vader, ek dank U dat U my gebed gaan verhoor. Ek weet U verhoor my altyd. Maar ek sê dit vir U, sodat hulle kan hoor en kan glo, dat U my altyd seën. Dat hulle dit kan hoor. In elke oomblik van triomf. Maar in sy diepste lyding gaan kyk hoe dra hierdie seun vir Jesus. Getsemane. As sy liggaamlike kragte ingee en sy emosies met hom op loop gaan en hy sê, Vader, neem die beker van my af weg, maar laat U wil geskied. Ek gee my oor in U krag en U hand. Aan die kruis, as hy moet sê, my God, waarom het U my verlaat? Dra die seun van God om en laat hom daar deurgaan. Wat sê dit vir ons? Oefen jouself om die seën van God te ontvang, om dit aan ander uit te deel. Hoe? Maak jou stil voor God in die gebed, vir langer tye as wat jy gewoond is.
eet die woord van God, soos die Here vir Esegiel sê vir die mense, eet die woord, eet jy self die woord. Ek het die 2020 taal ek vandag vir jou gelees. Jy moet vir een koop as jy nog een het nie. Dus gryp baie terug na die 53 vertaling toe. Hoor wat, ek het die psalms gelees, hoor wat ontdek ek weer 'n slag. Ons het altyd gesê, jy kan met jou vreugde soek, deur die woord van die Here dag en nag te oordink. Onthou julle die ou vertaling? Hoor hoe klink dit nou? Vind jou vreugde in die woord van die Here, deur dit mymerend te prewel dag en nag. Hoor julle vir William Booth bid? Prewel dit dag en nag. Was oordink. Maak tyd om deur God geseën te word. Begin dit vanoggend vir jouself. Dan 'n geliefde beteken gekies, geseën, ja. Al is ons gebreek. Almal is gebroken wat hier sit of staan. Niemand is volmaak nie. Almal van ons worstel een of ander tyd met twyfel en onsekerheid en eensaamheid en frustrasie en noem maar op. Ons almal dra die letsels van pyn en seer van liggaamlike en emosionele uitdagings. Hoe ouer ek word, hoe meer raak ek af van bewus, broos en breekbaar. Bedreig deur die dood wat nou baie nader vir my voorlê. Skrik my nie af nie. Maar jy sien, in jou gebrokenheid, en hierin is ons ook uniek. Weet jy, dis my letsels wat ek dra. En daarom moet ek dit aanvaar deur die krag van die Heilige Gees wat in my woon. Moet ek dit belig deur hierdie gekies wees en geseën wees, sodat ek vrede daarmee kan maak. In plaas daarvan dat ek moet vra, Here, hoekom ek? Te vra, hoekom nie ek nie? Want Paulus het dit ontdek in Romeine 5. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want swaar kry? Kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Ag, vriende, weet jy, ek weet, God beproef my nooit bo my vermoë nie. Ek het agtergekom, alles werk mee ten goeie. Dis die manier hoe ek daarmee omgaan, wat die getuieniskrag in hierdie wêreld gee. Die manier waarmee ek daar omgaan. Natuurlik bly 'n mens se gebrokenheid 'n worsteling. Maar aanvaar dit en ontdek die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. En groei so tot die volheid as 'n geliefde van die Here. Kom, ek sluit sommer kort af met die laaste woordjie, want ek het dit 'n paar keer al gesê, maar dis die kersie op die koek. Dis die kersie op die koek, luister mooi. Die woordjie is gee. Geliefdheid, geliefde van God beteken, nie net ons is geneem en geseën en gebreek nie, maar nie om eie onthaalwe nie. Dis om as geliefdes verander te leef. My lewe weg te gee. En veral vir hulle wat nie weet, hy is 'n geliefde van God nie. Gee, is die opsomming van geliefdheid. God bo alles, naaste soos jouself, so eenvoudig soos dit. Om die lig vir 'n duister wêreld te gaan wees. Om die brood vir die wêreld te wees. Soos Jesus. Of so jouself soos 'n drankoffer uit te giet, soos Paulus getuig teenoor Timoteus. Giet jouself uit soos 'n drankoffer. Om ook in ons gebrokenheid, ten spyte van alles. Want ons dink mos
Wat sal dit help? Ons dink mos as jy uitstap, ons gaan ons niks verander aan die wêreld nie. Vertrou God die Gees, ons het dit net gesing ook in 'n lied, dat hy die oortuigingswerk sal doen. Ek moet maar net gaan. Hy gaan voor my uit. Hy oortuig mense, ek hoef hulle nie te oortuig nie. Ek het so 'n ou dikwiel bicycle gehad toe ek 'n kind was. En daai tyd was daar nog speedkops. En hulle het jou gestop as jou liggie brand in die aand. Onthou julle? Ek het 'n ou backpedal gehad, ek het nie brieke aan my fiets gehad, dit was nie nodig nie. Maar jy moes 'n lisensie hê en jy moes 'n lig hê. Hoe die lig gebrand? Kom, julle wat nou al ouer is, jap my gou. As jy hom trap, is dit wat jy sê, as jy hom trap dan jy sê, nee, wat moet jy eers doen? Jy moet die dynamo teen die wiel laat loop, nee? Dan as jy trap, dan word die krag opgewek. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daai woord is dynamis in die Grieks. Dis jou dynamo. Al wat jy moet doen, jy moet trap. En sorg dat jy weet en dit toeëien dat jy 'n geliefde is, dat die Gees van God in jou werk. Al vergeet jy nou vanmôre alles. Onthou asseblief net hierdie een enkele sin, om 'n geliefde van God te wees in hierdie wêreld, is om jou unieke lewe weg te gee in hierdie lewe. Amen. So 'n paar oomblikke se stilte gebed. Sê vir die Here wat jy nou voel, wat jy nou dink. Hier is ek, Here, opnuut. Ek is gereed om deur U gestuur te word, deur die krag van U Heilige Gees die koninkryk te laat kom in hierdie wêreld. Dit gaan vestig môre en oormôre my stukkie van my lewe, wat U nog vir my gun op die aarde, met my unieke mens wees. Dankie vir U oortuigingswerk, o Heilige Gees. Seën elke getuienis hier in Bellville Wes, hier in Boston en Bellville, wat in hierdie week gaan geskied. Deur die geloof, moed en krag van U geliefdes. Dra U vrug, o Gees, en laat U wil geskied, en laat U koninkryk kom. Amen. As ons dankoffers vir die Here gee, wie van julle ken nie vir Johannes 3 vers 16 nie? Maar luister gou wat daar staan. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal gee. God gee sy seun as 'n offer. Dink daaraan as jy jou offer in die bordjie gooi.
437, ons slotsang, O Leidsman Gees van Waarheid. Baie dankie aan die orgeliste vir daai kom besoek u werk, o Heer. Is dit die ou Halleluja geweest, nee? Ja, baie dankie. 437 is die 2 strofes, en ontvang ons die seën en sing die amen ook agterna. Ontvang binne die seën van die Here, gaan leef voluit deur die krag van die Gees in hierdie koninkrykstyd. Die Here sal julle seën en goed vir julle wees as hy geliefdes. Wie hy gekies en geseën het om ten spyte van julle gebrokenheid julle lewe weg te gee as 'n seën vir ander. Amen.